Voel jy die goue reël? As jy in iemand anders se skoene moes wakker word, hoe sou jou reaksies verander as jy eers moes voel hoe hulle voel? Jesus gee vir ons wat die sogenaamde goue reël genoem word in Matteus 7 vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Nou die goue reël, soos hy dit daar noem, is nie net 'n mooi bordjie wat 'n mens teen jou kombuismuur of ergens in jou huis hang nie. Dis Jesus se radikale uitnodiging aan die wêreld om die wêreld en ander mense anders te behandel en te bewoon. Nou in sy oorspronklike konteks vat hy die hele skrif saam. God word sigbaar wanneer ons ander behandel soos ons self verlang om behandel te word. Nou dis dringend noodsaaklik. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklik praat maar min luister. En waar byvoorbeeld in Suid-Afrika die ekonomiese druk gemeenskappe en families radikaal verskillend tref. Dink byvoorbeeld aan persone wat elke dag moet beurtkar of onderbroke watervoorsiening moet werk en hulle worstel daarmee om net deur te kom, teenoor ander mense wat dit skaars voel, want hulle situasie en konteks is anders. Die goue reël vra dat ek my gemaklike perspektief sal verruil vir iemand andersin, om in iemand anders se skoene as dit ware wakker te word, en nie net my skouers ongeërg op te trek asof dit nie my saak is of my raak nie. Empatie is wat ons eintlik dringend nodig het. Mark Davis beskryf dit as die asof verbeelding. Dis om jouself te verbeel asof jy die ander persoon is, om jou doelbewus in iemand anders se situasie te plaas en so jou verhoudings te verdiep. Nou hierdie praktyk verander nie net hoe jy ander mense sien nie, maar ironies ook hoe jy jouself verstaan. So neem vandag 'n paar minute en kyk regtig na iemand anders se wêreld en lewe voordat jy jou opinie gee. Nou werk jy met hierdie vraag: hoe voel dit vir jou? Hoe sal dit vir my voel? Hoe voel dit vir jou? Hoe sal dit vir my voel? Jy sal verander. Leef geïnspireerd.